Geliefdes, daar waar ook al julle julleself mag vind, wil ek sê goeiemôre, goeiemiddag of goeienaand. Baie dankie vir die tyd wat julle geneem het om hier by ons as gemeente in te skakel. Ons waardeer dit en dit is ook so vir ons baie spesiaal en besonders dat ons steeds so deur middel van die internet by mekaar kan uitkom. Geliefdes, dan sommer net vinnig, hoop julle het 'n geseënde Paasnaweek gehad. Daar was 'n paar geleenthede by die kerk en dit was almal 'n groot sukses gewees. En al wat ons eintlik maar kan sê of hierop reageer is, dankie Here en ons prys U heilige naam. Ons prys U vir die besonderse geleentheid om U kruisdood te kon herdenk, maar baie belangrik ook waar U opgewek is uit die dood. So geliefdes, hoop dit was vir julle 'n besonderse tyd en ons hoop ook so dat die res van die maand en die jaar vir julle ook geseënd sal wees. Geliefdes, ek begin vanoggend se erediens deur vir ons 'n wotum te lees. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun en die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam tot die Here te nader deur gebed. Here, dankie dat ons kan stil word. Here, dankie dat ons vir 'n oomblik ons gedagtes, ons harte op U kan rig. En ek vra ook so, Here, dring deur tot ons. Baie kere met alles wat in hierdie lewe aangaan, die gejaagdheid, die onreg, die pyn, is dit vir ons moeilik om altyd aan U vas te hou, op U te fokus, Here, na U toe te draai. Baie kere vir ons bloot net om kop bo water te bly, met ons spring van een tot die ander. En ons vra asseblief, Here, al is dit net vir 20-30 minute, dat ons werklik ons gedagtes op U sal rig, dat U ons harte sal kom stil maak, en laat die boodskap ook net so deurdring tot ons, van U is hier met ons. U sal ons nooit alleen laat nie, ons nooit verlaat nie. Here, U versterk ons, U bemoedig ons, U gee vir ons ook so wat ons nodig het, dag na dag. Here, ons dankie ook vir U woord, want ons weet net soos wat U vir ons krag en leiding gee, Here, kom doen die woord presies dit ook. En daarom, Here, koester ons dit wat daarin staan. Daarin probeer ons om dit te bestudeer, om meer daarvan te leer, dat ons verhouding met U daardeur sal kan versterk, dat ons meer van U sal kan leer daardeur, en dit ook toepas in ons lewens. Maar Here, baie belangrik, dat die waarhede, dat dit wat U op ons harte druk deur U woord, dat ons dit sal uitleef in hierdie wêreld van vandag. 'n Wêreld gevul met soveel donkerte. Here, U is ons bron van lig. En U kom skyn hier binne in ons. Daarom kan ons hierdie donker wêreld intree en ook as 'n bron van lig vir ander skyn. Here, gee vir ons asseblief die nodige insig, kennis en krag om presies dit te kan doen. Want daar is soveel mense daar buite wat werklik sukkel, wat nie weet waarheen, wat volgende nie. Help asseblief dat ons, deur middel van die leiding van die Gees, 'n antwoord vir hulle kan wees. En laat U naam daardeur verheerlik sal kan word. Nie laat ons verryk sal word nie, maar U en U alleen. Ons dankie, Here, vir alles wat U vir ons doen. Dat U ons bystaan, dat U ons vertroos. En met die naweek wat verby is, Here, dat die boodskap weer opnuut in ons harte insink, dat U het vir ons die finale prys betaal. U het U lewe vir ons aan die kruis opgeoffer, sodat die finaliteit, die houvas van die dood gebreek sal wees, en dat daar ewigheid saam met U vir ons wag. Ons dankie, Here, en ons vra dat U wat reg is, wat waar is, dat U dit in ons harte in sal kom grafeer, en dat ons dit sal uitleef in ons lewens. Ons dankie daarvoor, Here. Amen.
Geliefdes, ons skriflesing vir vandag. Ons 'n paar gedeeltes waarna ons saam gaan kyk. Die eerste ene, let wel eers bietjie later in die erediens, kom uit Matteus 6 vers 1 tot 4. Dan gaan daar 2 gedeeltetjies, kort gedeeltes wees uit Matteus 5 en dan bietjie later aan die einde van die erediens gaan ons kyk na Lukas 17 vers 7 tot 10. Ons tema vir vandag. Wat motiveer ons om die regte ding te doen? Hoekom dag na dag, veral met al die sleg en die onreg en die verkeerd en die pyn wat ons in hierdie wêreld aanskou, kies ons om steeds die regte ding te doen, of dalk beter gestel, streef ons om die regte ding te doen tot die beste van ons vermoë? Wel, geliefdes, in alle eerlikheid, daar's 'n hele klompie antwoorde wat ons vir die vraag kan gee. Ek deel graag 'n paar van hulle. 'n Klein kindjie, nog nie oud genoeg om hulle eie verstaan van wat reg en verkeerd is te vorm nie. Hulle is nou nog nie op daai ouderdom waar hulle begin filosofeer oor die dieper dinge van die lewe nie. Maar hulle is nou al oud genoeg dat hulle hierdie wêreld begin aandurf. Hulle doen wat reg is, want hulle ouers vertel vir hulle, dit is die regte ding om te doen. Of hulle suksesvol daarin is heeltemal 'n ander gesprek, en ek het 'n baie sterk gevoel, jy mag dalk nou 'n paar ouers wees wat net sug en sê, my kind, die regte ding doen, dit sal die dag wees. Maar geliefdes, die punt bly steeds staan. Dit is ouers wat vir hulle leer, wat is reg en wat is verkeerd. Baie mense vandag, sy beskouing van wat reg en verkeerd is bloot geërf, is tradisie, is grotendeels gebonde aan hul kultuur. As voorbeeld, in die Suid-Afrikaanse kultuur is dit bekend dat 'n man vir 'n dame die deur sal oopmaak of sal oophou, sodat hulle eers in die kar kan klim of in 'n vertrek kan instap. In ander kulture is hierdie weer totaal en al verkeerd. Nog 'n voorbeeld, ons doen wat reg is, want ons is bang vir wat gaan gebeur as ons dit nie doen nie. Baie kortliks opgesom, daar is hoeveel godsdienste reg oor die wêreld, van die groot godsdienste in die wêreld, wat volgens presies hierdie beginsel funksioneer, vrees. Maar ek leef reg. Ek doen wat reg is, veral ook teenoor ander, want indien ek dit nie doen nie, gaan ek gestraf word op een of ander manier. Of in die groter samelewing van vandag, in Suid-Afrika, kry ons die grondwet, wat vir ons uiteensit, maar in ons land, in ons omstandighede, wat is reg, wat is verkeerd. Hoe akkuraat en suksesvol dit is, dis ook 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar oor wat daarin gestipuleer is ek bang, dat indien ek nie al daardie goed nakom nie, mag ek dalk beboet word of dalk nog erger in die tronk beland. Daarom kies ek om eerder nou maar die regte ding te doen. Nog 'n paar voorbeelde, maar bietjie korter opgesom. Ons doen wat reg is, want ons wil volgens ons sosiale groepe waarin ons verkeer aanvaar word. Hier gaan dit nie so streng oor wat hierdie sosiale groep se beskouing van reg is en of dit werklik reg is nie. Dit gaan bloot net oor ek wil nie verwerp word nie. Daarom doen ek wat hulle sê reg is. Ons ken hierdie, die Engels dra dit vir my baie mooi oor, ons doen ietsie uit pure pressure uit. Volgende, ons doen die regte ding uit empatie of simpatie. As voorbeeld, iemand het dalk geval. Iemand het gestap met sakke vol kruideniersware in die sak skeur en alles lê op die grond. En ons reageer daarop, tog, arme hulle. Ag, kom ons doen nou maar net die regte ding. Kom ons gaan na hulle toe, kom ons gaan help hulle. Want joh, as ek in daai situasie was, sou ek wel gehad het iemand moet dieselfde vir my doen. Ander streef weer na dit wat reg is, as 'n probeerslag, om al die sleg en die onreg en die pyn van hierdie wêreld uit te kanselleer. Bedoelende, as ons genoeg goed of reg doen, as ons genoeg mense bymekaar kry, wat almal die regte ding doen, dan moet die skaal tog op een of ander stadium in ons guns tel. So die intensies waarom ons doen wat reg is of daarna streef, is in die bevordering van ons huidige omstandighede. Ons nog 'n hele klompie ander voorbeelde wat ons kan gee, maar die een waarby ek vandag bietjie wil stilstaan en meer in diepte na kyk,
wat seker een van die grootste, indien nie die grootste rede is, waarom ons doen wat reg is nie. Dis omdat soveel mense vandag glo, maar ek sal persoonlik beloon word vir al die reg wat ek in my lewe doen. Dat daar 'n vorm van voordeel of wins vir my sal wees, as ek elke dag doelbewus met meeste van die situasies kies, maar hier doen ek eerder die regte ding as die verkeerde ding. Voordat ons bietjie meer in diepte hierna gaan kyk, wil ek 'n kort, vinnige vraag vra. Ek het 6 verskillende voorbeelde gegee oor waarom die mens probeer om die regte ding te doen, en daar's nog baie ander om van te kies. Elkeen van hierdie voorbeelde lei op die einde van die dag tot dieselfde besluit. Die regte ding word gedoen. Beteken dit dan dat die rede, die intensie, nie eintlik saak maak nie, want op die einde van die dag word wat reg is gedoen? Beteken dit die manier hoe ons daar uitkom maak nie saak nie, solank ons net daar uitkom? Glad nie. Ons intensies maak absoluut saak. Die rede waarom ons streef na wat reg is, speel 'n baie belangrike rol. Maar ons gaan bietjie later meer in diepte hierna kyk. Baie mense doen wat reg is, omdat hulle glo hulle sal daarvoor beloon word. Waarom is hierdie een van die grootste, indien nie die grootste rede oor waarom mense streef na wat reg is nie? Wel, geliefdes, omdat ons hele lewe, ons hele samelewing, word hierdeur beïnvloed en bepaal. Hoe kry ons kinders om al hulle groente te eet? Die regte ding te doen, gesond te leef. Ons beloon hulle met 'n sweetie, of ons prys hulle met bemoedigende woorde. Ag my kind, ek is so trots op jou, kyk, het alles mooi opgeëet. Hoe kry ons kinders, wat dalk 'n bietjie ouer is, om uit te help by die huis, skoon te maak, gras te sny, hulle huiswerk te doen, ensovoorts, ensovoorts. Ek weet nie hoe dit deesdae gedoen is nie, maar vroeër jare was dit ook 'n bietjie uit vrese uitgedoen, maar aan die ander kant, gaan sny gras en jy kry extra 5 of 'n 10 rand. Kan jy dit gebruik by jou sakgeld sit en ietsie vir jou kry aan die einde van die maand. As ek die regte ding op skool doen, as ek hard leer, my huiswerk doen, nie in detensie beland nie, sal ek goeie punte kry, sal ek daarvoor beloon word, sal meer deure vir my oopgemaak word die toekoms in. As ek die regte ding doen in my werk, die reëls en die regulasies daar uitleef, die maatskappy probeer bevorder tot die beste van my vermoë, sal ek hopelik bevorder word tot 'n hoër posisie en dalk daarmee saam nog 'n groter salaris verdien. As ek die regte ding doen in my verskillende verhoudings met mense, my man, my vrou, kinders, ma, pa, die lys gaan aan, sal hulle hopelik raak sien wat ek doen en my beloon deur dieselfde hoeveelheid moeite vir my terug te gee. Dit is amper asof daar 'n denkbeeldige antieke weegskaal is, waar die een item teenoor die ander ene opgeweeg word. En vir elke regte ding wat ons doen, word daar 'n muntstuk aan die een kant opgesit. En dan moet ons mos nou daarvoor vergoed word. So dan word daar 'n muntstuk aan die ander kant van hierdie weegskaal gesit, wat ons wins en ons voordeel verteenwoordig. Want wat belangrik is op die einde van die dag, is hierdie skaal moet uitbalanseer. Dis wat noodsaaklik is. Geliefdes, wat sê die Bybel rakende hierdie spesifieke beeld, hierdie mentaliteit? Daar's baie kerke daar buite, baie, wat verkondig, maar hoe meer jy gee, hoe meer sal jy ontvang. Ek wil daardie sin anders verwoord, sonder om die waarde te verloor. Hoe meer reg jy doen, volgens die kerk, hoe meer reg sal daar aan jou gedoen word. Is dit wat die Bybel ondersteun? As 2 gedeeltes waarna ons gaan kyk wat bietjie meer lig hierop skyn. Die eerste ene, Matteus 6 vers 1 tot 4. Ek lees dit vir ons. Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy jou byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpasy nie.
Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle. Hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Geliefdes, daar het ons dit. Die gedeelte is eintlik al te duidelik, is dit nie, maar doen die regte ding en God sal jou daarvoor vergoed. Moet dit nou net nie voor almal gaan staan en doen nie, maar dis mos nou duidelik. Hierdie skaalmentaliteit maak eintlik sin. Maar hoe meer ons dan vir God doen, hoe meer sal hy vir ons terugdoen. Hoe meer reg wat ons doen, hoe meer reg sal hy aan ons doen. Nie heeltemal nie. Kom ons gaan kyk eers na die nodige konteks voordat ons tot 'n konklusie kom. Hierdie spesifieke gedeelte kom uit wat ons noem die bergrede, wat bestaan uit Matteus hoofstuk 5, 6 en 7. Baie kortliks opgesom, maar dit is baie tegnies en 'n mens kan eintlik baie in diepte hieroor gaan. Die bergrede behels van klomp klein preke wat Jesus aan die mense gelewer het. En die doel van al hierdie preke was om die mense te leer, wat beteken dit om 'n kind van die Here te wees? Wat is reg, wat is verkeerd en baie belangrik, wat is een se intensies tot God en een se intensies tot een se verhouding met God? Saam met dit gesê, die bergrede is seker een van die moeilikste gedeeltes in die hele Bybel om te verstaan. Want Jesus gebruik verskeie beelde om sy punte oor te dra. En, baie uniek, op menigte geleenthede sal hy doelbewus die wet, dit wat ons in die Ou Testament van lees, die 10 gebooie en alles waarin dit uitgevloei het, hy sal die wet gebruik en dit radikaliseer, amper uit proporsie uitdruk, dat dit amper nie eens meer sin maak om sy punt te beklemtoon. Ek wil 2 voorbeelde hiervan uitlig. Die eerste ene kom uit Matteus 5, vers 21 tot 22. Ek lees dit graag vir ons. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank. Hier deel Jesus die wet. Maar, ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En, wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Die wet word geradikaliseer. Nou geliefdes, Jesus is hier nie besig om die boodskap oor te dra, maar as jy 'n slegte gedagte of 'n kwaad gedagte het teenoor 'n naaste nie, of as jy nou dalk vir jou naastes uitgeskel het vir die idioot, gaan jy deur die helse vuur gebrand word nie. Nee. Hy gebruik dit tot 'n dieper boodskap. Hy gebruik dit as medium om die noodsaaklikheid oor te dra van vergifnis en vrede onder mekaar. Onthou die bergrede fokus grootendeels oor hoe 'n kind van die Here moet leef. En hier kom lig hy pertinent uit, maar vergifnis en vrede is uiters belangrik. Maak seker jou verhouding met ander is reg. Maak seker jy dra nie onnodig 'n wrok in jou hart nie. Leef in vrede teenoor mekaar, want dit is wat dit beteken om sy kind te wees. Die tweede voorbeeld, Matteus 5, vers 27 tot 28, ek lees graag. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Die wet word weer eens gedeel. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Die wet word geradikaliseer. Jesus se dieper boodskap hier is nie, maar as jou oog jou laat val, laat struikel, haal dit uit, gooi dit sommer weg nie, al is dit presies wat die volgende vers sê. In vers 29 staan daar, maar as jou oog jou laat struikel, gooi dit weg. Dis nie die boodskap nie. Jesus probeer klem lê op, wat is jou intensies? Waarom kyk jy so na daardie vrou? En indien dit 'n probleem is, verander jou bedoeling, gaan kyk na jou hart.
voordat dit te laat is en jy verkeerdelik reageer op dit wat jy sien. Geliefdes, ek deel hierdie doelbewus in meer detail, want dit is vir my baie belangrik dat julle kan sien en verstaan hoe gevaarlik die bergrede eintlik kan wees. Hoe maklik ons dit verkeerd kan interpreteer en dit eintlik tot soveel skade lei as voorbeeld. Iets so deel van ons alledaagse lewe soos waarom doen ons die regte ding, kan totaal en al op die verkeerde manier benader word. Daarom is dit belangrik vir ons om vas te stel, om die vraag af te vra as ons die bergrede lees en enige ander gedeelte in die Bybel. Wat is die boodskap wat eintlik hierdeur oorgedra word? Wat het die oorspronklike skrywer hiermee bedoel? Kom ons vra presies hierdie vraag op die eerste skriflesing wat ek gelees het. Wat is die dieper boodskap van Matteus 6 vers 1 tot 4? Baie kortliks opgesom. Moenie uit die verkeerde intensies die regte ding doen nie. Ek wil dit herhaal, want dit is my baie belangrik. Moenie uit die verkeerde intensies die regte ding doen nie. Baie godsdienstige leiers en gelowiges destyds het op die straathoeke en in die strate het hulle die regte ding gedoen voor die oë van ander, sodat hulle geprys sal word, sodat hulle bedank sal word, sodat hulle verheerlik en verafgod sal word. Hulle het gedoen wat reg is om 'n beloning te kry. Jesus kom sê vir hulle, dis nie waarom ons doen wat reg is nie. Kyk na jouself, ondersoek jou hart. Jesus probeer nie hierdeur sê, maar vir elke regte ding wat julle doen, die Vader sal julle kom bedank, hy sal julle kom beloon. Doen dit net agter geslote mure daarom, maar vir elke goeie ding wat julle doen, die Here sal julle kom beloon. Nee. Die meer korrekte beskouing hiervan sal wees iets in die lyn van, die Vader sien wat julle doen. Die Vader sien wat verborge is, en hy skenk aan julle sy genade. Maar die hoogtepunt van hierdie kort preek, dit wat moet deurdring tot ons harte, is nie die beginsel van 'n beloning nie, maar eerder die intensies waarom ons die regte ding doen en hoe ons te doen. Die tweede gedeelte wat ek vanoggend al, die tweede belangrike skriflesing wat ek vandag wil lees, kom uit Lukas 17 vers 7 tot 10. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Hierdie gedeelte kan baie maklik as bietjie hard, as bietjie ekstreem gesien en interpreteer word. Maar joh, hierdie arme ou slaaf, daar word nie eens vir hierdie persoon dankie of asseblief gesê nie. Wat 'n nare eienaar is dit nou nie. Dankie tog, ek het nou nie so baas vandag nie. En aan die ander kant van die minste, ek dink ek jy mag dalk 'n hele klompie van julle wees wat reageer en sê, sy, hier's my baas. Nou weet ek, die Bybel praat hier direk met my. Ek kan nie meer so aangaan nie. Geliefdes, die boodskap wat Jesus hier probeer oordra, het niks met die eienaar uit te waai nie. Hy is besig om die intensies, die mentaliteit van die slawe aan te spreek. Weereens, Jesus gebruik 'n beeld wat hier spesifiek bekend was aan die mense se omstandighede, die van 'n eienaar en hul slawe om 'n dieper boodskap oor te dra. En ek weet, ons vandag verstaan nie ten volle die gebruike van destyds, veral rakende die slawegebruik ensovoorts nie. Maar moenie daarin vasklou nie, want dit is bloot 'n medium wat Jesus gebruik tot 'n dieper boodskap. En daardie boodskap is,
slawe, waarom doen julle wat julle doen? Waarom doen julle wat reg is? Want dit is die regte ding om te doen. Hulle doen wat reg is, want dit is die regte ding om te doen. En dit is waartoe hulle geroep is. 'n Slaaf vind sy lewensdoel daarin laat sy eienaar se wense uitgevoer word. Ek wil dit weer herhaal. 'n Slaaf vind sy lewensdoel daarin laat die wense van sy eienaar uitgevoer sal word. Jesus is onder geen omstandighede hier besig om te sê, maar julle wie my volg, ja, sien julle is my slawe, en werk sal julle werk, en moenie dink julle gaan iets verdien nie. Nee, julle moet stil bly. Julle moet net doen wat ek vir julle sê. Glad nie. Hy is besig om die dieper intensies aan te spreek van, hoekom volg julle my? Hoekom doen julle wat reg is? Stap julle 'n pad saam met my, sodat julle bevoordeel kan word? Sodat julle dalk ryker kan word? Wat beteken julle kies my nie eintlik uit liefde nie, maar julle kies my uit julle eie selfverheffing? Of stap julle 'n pad saam met my, want soos 'n slaaf sy eienaar se wense ter harte neem, sy eie maak, so maak julle my wense julle eie. So leef julle vir die bevordering van julle eienaar, of in ander woorde, doen julle wat reg is, want dit kom bevorder die koninkryk van God. Geliefdes, ek dink dit is nodig vir elkeen van ons om die vraag af te vra en doodeerlik met die Here te wees. Waarom doen ek die regte ding? Waarom streef ek daarna? Is dit omdat ek so groot gemaak is? Dit is wat my ouers aan my geleer het, dit is my kultuur, my tradisie. Of doen ek dalk eerder wat reg is, want ek is bang vir die nagevolge daarvan, indien ek nie so doen nie? Of doen ek dalk wat reg is, want ek wil beloon word? Diep hier in die agterkant van my is daar hierdie wens van, ek hoop dit sal terugkom na my toe. Of doen ek die regte ding wat ek staan in diens van God? En my lewensdoel lê daarin dat sy koninkryk bevorder sal word. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte. Here, baie dankie dat deur ons verhouding met U, deur die waarheid wat U vir ons kom leer, kan ons eerstens sien, maar wat is reg? U Gees kom bly ons ook daarin. En Here, dankie dat ons vandag net weer kon sien, waarom doen ons dit wat reg is? Nie om verheerlik te word nie, nie om bedank te word nie. Hoeveel kere in die lewe van vandag help ons ander, tree ons na ander toe. En daar's nie 'n druppel van dankbaarheid of beloning of enige iets nie. En dan voel ons in die gesig gevat. Help asseblief dat ons verby dit sal kyk. Dat ons altyd sal weet, my Here, ons doen wat reg is. Want dit is wat U van ons verwag. Want dit is U wil, U waarheid en U woord. En dit is om U koninkryk te bevorder. Dankie, Here, dat U woord ons so kom wys op wat noodsaaklik is in die lewe. En ek vra asseblief dat U ons sal versterk, dat U vir ons die insig sal gee om 'n moeilike kopskuif te kan maak. Om aan te hou doen wat reg is, te beklei daarvoor, omdat U dit van ons verwag en ons in U diens gestel is. Ons dankie en ons prys U heilige naam. Amen.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.